Wat van studente of jong werkende persone wat privaat medies het, gaan hulle steeds daardie opsie hê met hierdie nou wetgewing wat inkom, of dink jy die bedoeling agter dit is om privaat mediese fondse ook te versmoor of te eindig sodat ons almal gedwing word in daai rigting in, wat eintlik 'n baie vreesaanjaende idee is as jy daaroor dink. Ja, nee, soos ek nou gesê het, die wet is juis ontwerp om weg te doen met privaat mediese fondse. En ek het ook nou gesê dit is ongrondwetlik. Jy kan nie dit doen nie. So dit is problematies. As jy gaan wegdoen met mediese fondse en alles aan die staat gaan toevertrou, gaan ons met 'n groter probleem sit as ons staan sit. Ons moet onthou daar's ongeveer so 2 jaar terug was daar ongeveer omtrent 8 miljoen mense van ons bevolking wat gebruik maak van mediese fondse. Politici, soos die minister van gesondheid, het ook 'n mediese fonds, wat natuurlik die Paramet-fonds is. So uit Nydag het ek gesien het hy 'n oogoperasie by Charlotte Maseki in Johannesburg ondergaan om te wys want hy kan sonder mediese fondse klaarkom. Maar dan moet ons ook vir mekaar duidelik sê hoeveel ANC politici gaan ondergaan gereeld mediese behandeling in Rusland omdat die openbare stelsel in Suid-Afrika nie op standaard hoegenaamd is nie. En dis ook soos ek nou gesê het, dit is die groot doel van hierdie wetgewing is om die privaat mediese sorg te nasionaliseer, so hulle geboue in gebruik te neem, hulle toerusting, hulle dokters, voor te skryf van dokters waar hulle mag praktiseer en hoe hulle mag praktiseer. U moet onthou as die wet in werking gaan tree, gaan elke liewe Suid-Afrikaner op die stelsel moet hy of sy gaan registreer alvorens jy van die fonds gebruik kan maak. Nou die ANC kom nou sê nee, maar mediese fondse sal voortbestaan, daar sal net 'n klein dit wat mediese fondse nie kan lewer nie, sal deur die NGV gedra word wat hoegenaamd nie die geval is nie, hulle mislei die mense. Daarom het die raad, selfs die raad op mediese skemas is teen die nasionale gesondheidsversekering. Net terugkom by my punt, soos ek gesê daar's nagenoeg 8 plus minus 8 miljoen mense wat van mediese fondse gebruik maak. Nou ontneem jy daardie mense hulle grondwetlike reg om van mediese fondse gebruik te maak en jy plaas nog deur dit te doen nog 'n groter druk op tans openbare oorlaaide openbare gesondheidstelsel. Waar gaan ons dan eindig oor 5 of 10 jaar? Ten spyte van die belastingpool wat kleiner raak, ek dink nie dit jy kan 'n stelsel wat reeds oorlaai is met nog 8 miljoen mense nie. En ons sien dat mediese fondse groei by die dag. Suid-Afrikaners sluit daagliks by mediese fondse aan juis omdat die openbare gesondheidssektor nie op standaard is nie en nie sy dienste kan lewer nie. En as julle ek wens ek kan vir julle wys die hoeveelheid klagtes wat ons op 'n stadium by deur my kantoor gehardloop het op 'n weeklikse basis van mense wat gekla het oor lewensbedreigende klagtes oor openbare hospitale. Daarom het ons gereeld hierdie fasiliteite gaan besoek as Vryheidsfront Plus en as portefeulje komitee oor gesondheid. Dit is skrikwekkend. Ons het op 'n stadium met 150 klagtes per week deur my kantoor gehardloop wat lewensbedreigend was. Dis regtig, dit is skrikwekkend. En daarom wat die Vryheidsfront Plus toe ook in November 2023 'n omvattende verslag vrygestel het in die openbare domein in Suid-Afrika en internasionaal om juist uit te lig wat presies in ons openbare gesondheidsfasiliteite aan die gang is en dit is regtig skrikwekkend. Daardie verslag is nog op ons webwerf en ek wil almal graag aanraai om die verslag te gaan bestudeer en te lees en te sien wat die tipe van klagtes is wat ons van die publiek ontvang het en hoe mense met hulle lewens betaal tans in ons openbare gesondheidsorgfasiliteite.